Welkom in die Groot Kombuis. Chef Jean-Marie Breitenbach sluit by ons aan en ons maak iets soet. Goeiemôre. Goeiemôre, gaan dit? Wat doen met jou? Goed, dankie. Wat maak ons? Ons maak 'n hazelneut en sjokolade cinnabon. Nou wat het hierdie idee geïnspireer? Die normale cinnabon wat 'n mens kry, uit Ja. ons die roomkaas bo-op en net die pekeneute binne-in. Toe ons meisies, ons is lus vir ietsie soet en dan Ja. veral 'n sjokoladetjie. Natuurlik veral Ja. so as dit koud is ook. Jy weet, hoekom dan nou nie in die winter iets warms Toe eet nie? besluit ek, kom ons kyk wat ons kan doen om hom te chocolify. Okay, so waar begin ons? So ons begin met ons deeg. So Ja. jy het 240 ml melk wat jy dan net gaan bietjie verhit in die mikrogolf Ja. vir so 30 sekondes. Hy moenie jou vinger brand nie. Dan Okay, so nie vingerbrand nie, net so bietjie. Nee, net so Okay. bietjie. Sê mamma is baba se bottel. Okay, goed. Dan gaan jy hom net hier binne insit, dan los jy hom vir so 'n paar sekondes of 'n minuut so. Wat het jy nou bygegooi? Hy is gis, Gis, okay, So is dit goed. is gis, dis 7 gram gis. Okay. Dan gaan ons solank aanbeweeg met ons droë bestanddele. Ja. So hier is 420 gram meel. Ja. Okay. 'n kwart teelepel sout Ja. en dan 30 gram kakao. Oeh. Hier begin die chocolate. Ek weet, hier begin die sjokolade en ons sjokolade oral. En dan gaan ons 70 gram suiker bygooi. Ja. En kyk, ek kan maar 'n bietjie kroek elke nou en dan. 'n Sjokolade maak almal gelukkig. Ja, en dis goeie suikerinname vir energie vir die dag. Nou net, ek stem saam. Okay. Okay, so as jou droë bestanddele nou mooi bymekaar is, Ja. dan gaan jy 70 gram botter bietjie in die mikrogolf net bietjie smelt Ja. en dit byvoeg Kyk nou net. saam met 1 eier. Ja. En alles is so mooi klaar uitgewerk in bakkies en alles. Dis mal hoor. Volgorde. Nee? Prep. Ons chef noem dit prep. Belangrik nee vir 'n chef om te prep. Ja, ons noem dit eintlik mise en place. Dis 'n Franse term vir Ja. put in place. So alles moet in Mise plek en wees. plas. Ah, okay, Yes. goed. Dan gaan jy nou jou gis en jou melk Ja. gaan jy nou byvoeg. Is daar 'n rede, ek gaan nou iets baie simpels vra maar ek weet nie. Is daar 'n rede hoekom jy die gis by die melk gooi en hoekom jy dit nie net direk kan ingooi nie? So dis net om hom te aktiveer en dan om 'n ekstra woemp te gee Okay. basies. So as jou melk warm is, dan, Ja. so 'n gis, hy nodig 'n bietjie vog, Ja. hy nodig 'n bietjie voedsel en hy nodig sy temperatuur. Okay. As dit te koud is, dan groei hy nie lekker nie. As hy te warm is, dan groei hy ook nie. Oh, Ja. okay. So dis kom jy dit nou braai melk gegooi jy te gee hom net 'n bokse. ekstra hupstootjie. Ja. Maar dan gaan jou deeg ook as jy hom rys, dan los hom te rys, dan gaan hy omtrent so 40 minute rys. Waar as jy koue melk gebruik, gaan hy bietjie langer vat, want dan moet hy Okay. hitte bereik. So dan gaan jy net jou deeg nou so lekker deurmeng Ja. tot hy mooi ingemeng is en dan gaan jy hom knie. Oh, dit ruik al so lekker. Dit ruik so sjokolade oral. Ek gaan nie jou nou forceer om te knie nie. Ag, ek kyk nou het net. klaar geknie. Kyk nou. So hier is ons enetjie. So as ons nou net kan die indruk skep van dat ons nou hierdie ene Ja. nou mooi ingeroer het en ons het hom geknie. So Ja. as jy hom in 'n masjien sit, so 5 minute, as jy hom by hand knie so 7 minute. Wag, nee man, dis daarom nou nie so. So dan wat jy hom net, ons noem dit 'n window test, 'n venster toetsie wat jy doen. Ja. So dan vat jy jou deeg en dan ligweg trek jy hom net bietjie oop. So Ja. as jy deur hom kan sien, dan is hy reg, Dat as hy elasties genoeg dat jou gluten reg gewerk. Kyk nou net. Okay. Hy lyk Vandag het indrukwekkend, ons- Ja, hoor. kyk hoe vinnig het ons nou geknie. Ek weet. 7 minute. Oh, dit lyk baie mooi. En ryk soos bier. Ek weet dis wat ryk, maar dit ryk verskriklik lekker hier binne. Maar dalk is dit ook alles lekker lyk vir my op die Ja. stadium. Ek gaan nou net bietjie kakaopoeier hierso op die blad sit, laat hy nie vassak nie. Hoe? Dan gaan ons hom nou. Dis nou die eerste keer wat ek sien iemand gooi kakao poeier op die blad. Ja, dis maar net anders te gaan die meel hom bietjie snaaks laat Ja, lyk ook. okay. As jy hom nou bak, want hierdie kakao gaan hom net meer sjokolade maak. Okay. En die wit gaan dan sulke wit merke dan op hom los. Daai is die beste roller wat my lief gesien het. Hy's klein en pikant. Klein en pikant, maar effektief. Yes. Jy sien dan nou. Ag, dis pragtig. Ek's mal oor. Ek hou net van ek wil net die regte vierkantjie hier reg kry. So rol Ja. hom so uit. Kan ek hier Nie vir te jou dik nie, nie te stukkies dun nie. skryf? Dankie, Ja. dame. En dan op hierdie sit ons dan So nie te dik nie te dun nie. So hy moenie so dun wees dat dit uitmekaar uitval as dit gaan opdra of nee, iets nie. maar as jy hom te dik maak, dan gaan hy ook te groot wees en dan gaan hy nie lekker egalig bak nie. Goed. So dan sit jy hom so, jy behoort so 8 rolletjies uit te kry van so Oh. 2-3 cm. Okay. Dis wat ons
beoog om te doen. Hierdie is so koppie botter met 3 eetlepels kaneel, fyn kaneel. Kaneel. Kyk, Ja. daai het jy nou my aandag. Kaneel. Ja, okay, dis Gaan ons hom interessant. so lekker uit versprei, maar Ja. moenie skaam wees hiermee. Nee, natuurlik nou nie. Jy moet nou nie terughou nie. Want ek het op 'n stadium nog ons myself gedink, is daai nou peanut butter, maar ek's baie bly want dis botter en kaneel. Dit is maak Botter en my kaneel. aansienlik happier. Ja? Dan hierso het ons breinsuiker en hazelneute. Wat Dis is 'n dan bietjie vir die crunch ook, vir 'n ander tekstuur daarin. en hierdie maak hom lekker, hoe kan ek sê, gooey in die middel. Oh. So dat hy nie so droog nie, dat hy Ja? lekker sag. Oh, kyk nou net. Moet jy sien. Ek wil nou heel Ja? maniere wys, maar Nee, hoe meer hoe beter. Ja, dis presies. En vir tyd, jy weet, vir tyd doen ons iets sommer so en kyk nou net, hoe beter. Ek love dit. Dan sjokolade Ja? wat ons net bietjie fyner gekap het. Oh, ja. Kyk, hierdie maak my net gelukkig net om al voor te kyk. Jy hoef nie niks, as jy net kyk is dit al klaar. So hierdie is 'n Final hierdie is 'n touch. sousie wat ek gemaak het. Jy sit hom bo-op ook as jy hom klaar gebak Ja. het. So hierdie is 'n koppie room en dan 'n koppie die hazelneut sal mense dit spread botter. Okay, ja. Daai wat die enige brand wat jy nou wil Ja. aankoop, vat jy net die verhouding is 1:1. Okay. Dat hy net bietjie meer loperig is, hoe warmer hy is, hoe meer loperig is hy, hoe kouer hy is, hoe meer raak hy soos 'n botter, dan kan jy hom Okay. mooi. So is hierdie die laaste stap nou, want ons tyd amper verby. Of- Hierdie ja. is basies die laaste stap. Jy gaan nou hierdie oorgooi Ja. en dan gaan jy ek vat 'n pizza. Ja. Hy werk beter. Dan gaan jy net hom so. Dan gaan jy hom mooi oprol. Dan Kyk gaan jy nou hom net. in jou pannetjie sit. Ja. Dan gaan jy hom bak 180 grade. 15 minute, laat hy lekker gooey is. 20-25 minute as jy hom bietjie meer wil droër hê. Nee, sien Dan sit jy weer van daai sousie bo-op, bietjie neute. En voilà. Geniet hom wel warm. Jy sien dit nou. Dit maak jou gelukkig, Jean-Marie. Baie dankie vir jou tyd vandag. Baie dankie vir julle. Bly skakel net nog gesels met Tasha.